Reg, dan. So goeiemôre, is regtig lekker om by mekaar te wees. Dankie vir die twee jong mense se getuienisse. Is lekker om van julle te hoor. Is goed dat almal hier by mekaar is en ek wil in die woord inspring. Nou, julle gedagte van die woord oorspronklik, Misha het hulle so 'n bietjie ook gekyk die eerste week na die wapenrusting en ek het so 'n bietjie net weer gaan lees oor die wapenrusting en toe steek my kop 'n bietjie vas by die borswapen van geregtigheid en my woord het my net so 'n bietjie getrek. So nie die wapenrusting self nie, maar daai woord het my getrek en toe ek so 'n bietjie net gaan kyk na daai woord, het hierdie man net in my hart opgekom. En soos julle weet, ek bedien julle maar met wat in my hart is. En hier's my hart is doen geregtigheid. Dit is so interessant wat dit in die ou vertaling heeltyd raak lees. Doen geregtigheid. Dis nie Jesus is ons geregtigheid, maar hy praat van doen geregtigheid. Dis baie interessant. En so hier's my hart, hier's my in begin. Hier's die gedagte. As jy 'n dier was, as jy 'n pandabeer was. Jy weet pandabeertjies, okay? Kry omtrent 50% van die keer kry pandabeertjies 'n tweeling. Het julle geweet pandabeere raak ontslaaf van die een sodat hulle nie die ander een kan grootmaak? Gaan Google, dis julle my nie glo nie, hoor. Pandabeere ignoreer een van hulle kleintjies want hulle het nie die kapasiteit om eintlik vir een te sorg. So een gaan dood. Nogal interessant. Kyk, julle weet hoe lief is ek vir spinningkoppe, né? My arachnofobie. So as julle dames, né, as julle 'n black widow spider was, het jy geweet jy het die voorreg om jou maat op te eet as jy wil. Want jy is omtrent 6 keer groter as hulle. So as jy 'n spinningkop was en jy eet jou maat, dis okay, dis wat spinningkoppe blykbaar doen. As jy 'n hamster pappa was dit heeltemal aanvaarbaar vir jou om jou kleintjies dood te maak want jy's territoriaal, jy soek jou gebied, so hulle is in jou spasie, so maak maar net jou kleintjies dood. Hoekom nie? Dis hamstertjies wat jy doen. Is dit interessant as jy na die dierewêreld kyk en ek noem hierdie goed, nee, en jy dink vir jouself, dis 'n bietjie kras. Ek het sopas my kleindogtertjie se drome oor 'n paar diere gebreek. Maar is dit nie interessant nie, as jy kyk na diere en van die krasheid van die dierewêreld en jy as mense in die front daaroor, wat is dit dat ons so behep is met geregtigheid? Wat is reg en verkeerd? Dis verkeerd. Dis nie regverdig nie. Dis boos. Dis nie geregtigheid. Wat is dit dat ons so behep is met ons sin van reg en verkeerd? Kyk, is die ou bekleierheid tussen gelowige mense en ateïste, né? Hoe kan jy sê jy glo nie daar's 'n God nie? Wat is jou standaard van reg en verkeerd? Hoe weet jy wat's reg en verkeerd? Bepaal ons as mens maar net wat is reg en verkeerd. En dis waar julle gesprek vandaan kom. En hoekom is daai gesprek so belangrik? Want geregtigheid is 'n groot ding vir ons. En ek wil net eers met so 'n bietjie gaan kyk na hoekom. En ons almal weet, logieslik spring jou hart na, hoekom is geregtigheid vir ons as mens, as spesies, as dier, as dier, as mens wat gemaak is op dieselfde dag as die dier, nie diere nie, hoekom is dit vir ons so belangrik, geregtigheid? Want ons is nie dier nie, ons is gemaak in die beeld en gelykenis van God. Jy sien, die dier is geruk uit grond uit, ons kom uit sy asem uit sy gees uit. Wat maak geregtigheid so belangrik? Ons is veronderstel om sy beelddraers te wees. Sy sin van reg en verkeerd moet ons sin van reg en verkeerd wees. En daarom as iets gebeur en dit pas nie by ons nie, pla dit ons. En probeer ons dit stil en dood maak, want ons is anders as diere. Dit pla ons baie meer. Daarom natuurlik vat Adam en Eva van die appel en hulle wil hulle eie sin van reg en geregtigheid ervaar. Hulle wil geregtigheid vir hulle self definieer. En dit is nie interessant, ons doen dit nie, nee. Ons herdefinieer reg en verkeerd om by ons te pas. Hoe sterker jy word, hoe makliker is dit om geregtigheid te definieer, sodat dit by jou pas, sodat jy ander kan onderdruk. Dit is baie interessant wat gebeur met die Adam en Eva storieetjie wat daar plaasvind. En so die hele Bybel begin met 'n skepingsstorie. Ek skep geregtigheid. Hier is reg en verkeerd. Dan val ons en ons herdefinieer geregtigheid na ons sin en betekenis. En dan kom doen God iets. Dis die patroon in die Bybel wat herhaal. Ons moet so 4 keer net so vinnig daarna kyk, maar dit herhaal. So die heel eerste, soos ek sê, die begin van die Bybel, die eerste 11 hoofstukke is 'n inleiding tot die Bybel, dan hoofstuk 12, dan begin die Bybel met Abraham. Mens word geskep, mens val, God kom doen iets. Wat kom doen God? Hy skep Abraham. Wat sê hy vir Abraham? Gaan leef geregtigheid. Gaan doen geregtigheid. Dit is vir my so interessant as jy daarna kyk. Okay, God skep, ons is sy verteenwoordigers,
Ons is voortdurend besig om die goed en die kwaad te herdefinieer tot ons voordeel. Dit sou goed wees as ons net altyd reg leef, maar ons weet, ons doen nie. En so nou kom God en hy kom en hy doen iets asemrowends. Hy maak Abraham en sy gesin om hierdie volgende te doen. Genesis 18 vers 19. Ek het hom gekies sodat hy sy seuns en hulle gesinne kan opvoed om aan die Here gehoorsaam te wees, deur te doen wat goed en reg is, sodat ek vir hom alles kan doen wat ek beloof het. Daai woord, doen wat goed en reg is die woord geregtigheid. Om te doen wat goed en reg is. Om te doen, hoekom kies God Abraham? Want iemand moet 'n voorbeeld wees van wat is goed en reg. Ergens moet daar 'n voorbeeld wees van, nee, ek weet jou huis was lekker sonder jou kleintjie, maar jy mag nie jou kleintjie opeet nie. Jammer, dis hamsters, dis nie ons nie. Okay, mevrou, ek weet jy's dalk groter as jou man, miskien moet jy daai voorbeeld gebruik, dit kan sensitief wees, nee. Mevrou, jy's nie groter as jou man nie, ontspan, maar panda beertjies, jy kan nie, waarheen gaan ek? Dis belangrik om te onthou. Hoekom is dit? Want iemand moet doen wat reg en verkeerd is. Ergens moet daar 'n voorbeeld wees van God, verteenwoordigers van God. Abraham, ek kies jou. Hoekom? Want jy moet jou kinders leer om te doen wat reg is. Doen geregtigheid. Doen geregtigheid. Wat is geregtigheid doen? Wat is geregtigheid? Nou, geregtigheid is baie interessant. Dit klink soos om 'n goeie mens te wees, maar dit is baie dieper as dit. En ek gaan verseker nie verveel nie, want hier het my so, ek het so in dit ingeval, en of jy kyk na die Hebreëus, ek is mal oor dit klink soos misvat. Dis hoe lekker maklikste daaraan dink, die Hebreëse woord vir reg en geregtigheid is misvat. Ons as mens misvat geregtigheid so baie, doen ons nie? So jy sal nooit 'n woord vergeet nie. Reg is misvat. Geregtigheid, snaaks ons het daai twee woorde daarvoor, is eintlik maar dieselfde woord, is tzadek. Maar ons misvat geregtigheid so baie. En al wat ons dink dit is om 'n goeie mens te wees, maar as jy daai woorde mooi sien, is dit soveel meer as dit. Wat dit letterlik beteken, het dit bitter min te doen met jou verhouding met God, dit het eintlik te doen met jou verhouding met mense. Geregtigheid gaan oor 'n verhouding tussen twee mense. Geregtigheid. As God vir Abraham sê, doen geregtigheid. Elke liewe keer as jy in die Ou Testament kyk, dit het niks te doen met hom en God nie. Hy sê, doen geregtigheid, dan kan ek aan jou doen wat ek beloof het. Hoe awesome, Godsdienst sê, bring jou offers vir God, maak seker God is nie meer kwaad vir jou nie, sodat hy jou in die hemel sal inlaat. Dis nie geregtigheid nie. Dis wat ons geregtigheid as geherdefinieer het binne in godsdienst. Jy bring geldjies, jy bring jou tyd, jy doen vir die Here wat die Here jou vra, en dan sal God. As jy, sal ek. Ons misverstaan die hele konsep. Dit het niks met ons vertikale verhouding te doen nie, dit moet 'n horisontale verhouding doen. As jy die mense om jou lief het, en doen wat reg is tussen die mense om jou, sal ek mos na hierdie een omsien. Hierdie een is klaar, ek sorg vir hierdie een. Ek weet wat reg en verkeerd is tussen jou en my. Jy weet nie wat reg en verkeerd is tussen die mense om jou. So, leef in jou verhouding met my, sodat jy leer om in daai verhouding, reg en geregtigheid in die Bybel is altyd oor jou en die mense om jou. Dis nie oor jou en God nie. Dis oor jou en die mense om jou. Dis 'n etiese standaard wat verwys na regte verhoudings tussen mense. Want jy is die beeld van God, en jy moet dit uitdra tussen ander mense. Tog verwys die meeste van die tye, wanneer die Bybel praat van geregtigheid, nie na wat die ultimate standaard nie, dit wys om dit reg te maak. Dus, geregtigheid kan ietsie wees. Geregtigheid kan wees, ek steel iets. Okay, jy sal 'n bietjie van weet. Geregtigheid is, ek steel iets. Nou moet ek betaal vir dit, nou gaan ek tronk toe vir 'n rukkie, of ek moet 'n boete betaal, of ek moet terugbetaal. Julle weet wat dit is? Die reg van die hof, geregtigheid. Dis wat geregtigheid kan beteken. En daar's een of twee voorbeelde in die Bybel van dit, maar weet julle wat verwys die Bybel meeste van die tyd na as hy vir jou sê, hierdie is die geregtigheid van God, wat julle moet gaan doen. Meer kere, 9 uit die 10 kere, is dit geregtigheid waar jy herstel wat klaar gebeur is. Dis nie waar jy vir iemand sê, jy doen verkeerd, nou moet jy dit gaan regmaak, gaan tronk toe nie. Dis, iets verkeerd het gebeur, gaan herstel. Iets verkeerd het gebeur, gaan fix dit. Iets verkeerd het gebeur, gaan maak dit reg. Laat geregtigheid geskied.
Christene het baie hierdie konsep van 'n wêreld wat sonde doen en droog maak en hulle val uit verhouding uit met God en ons moet hulle die hele tyd sê, julle gaan in hel toe, julle gaan in die tronk beland, ons moet geregtigheid laat geskied. Ek sê nou vir jou, as jy nie, dan sê jy in die moeilikheid. Dis nie wat die Bybel sê. Die Bybel sê, die wêreld het geval, gaan maak dit reg. Gaan doen geregtigheid. Dis baie interessant. Gaan doen geregtigheid. God het geskep, geregtigheid, mense het geval, hy sê gaan doen iets daaromtrent, en dan doen God iets daaromtrent. Wat doen hy? Hy gee vir die Bybel. Hy gee vir die Bybel. Hy leer jou wat jy moet doen as 'n Christen. En ek gaan net na 'n paar versies kyk, want partykeer vergeet ons wat is die taak van Christendom. Jou taak is nie om hemel toe te gaan nie. Jou taak is doen geregtigheid. Kom ons gaan kyk na een of twee versies wat my maar net geslaan het, soos ek maar hierdie woord gesoek het. Hier's 'n paar versies wat hierdie woord in het. Spreuke 31, is asemrowend, die begin. Spreuke 31 vers 8. Praat namens hulle wat nie self kan praat. Daar kom die Heilige Gees taal weer, né? Die stem praat. Praat namens hulle wat nie self kan praat. Dis geregtigheid. Wat doen geregtigheid? Jy sê, wat moet ek doen as 'n Christen? Wat's my werk as 'n Christen? Terwyl ons nou wag vir die Here om terug te kom, of wanneer my tyd klaar is, wat moet ek doen? Praat vir die wat nie kan praat. Toe was kinderkerk so belangrik. Eerder daar begin ons met kinderkerk. Hoekom moet baie van julle regmaak in julle harte om begin kinderkerk aanbied? Want ons moet vir jong mense praat, want party jong mense gaan nie instap, hulle gaan nie by die huise leer nie. Dit is belangrik dat hulle by die kerk kom leer. Ons moet praat vir mense wat nie kan praat nie. Hoekom is dit so belangrik? Daar's mense by jou werksplek, hulle ken niks van God nie. Praat vir hulle. Praat namens mense. Weet julle wat oor ek as ek daai hoor? Bid jy vir mense? Praat jy met die Here oor mense wat nie met die Here praat oor hulle self nie? Dit is interessant. Ek het reg gesê. Praat jy namens mense? Here, ek bid vir so en so. Ek weet dat jy 'n verhouding met jou, die Here wil gaan deur sulke moeilike tye. Ag Vader, staan asseblief stil by hulle. Ek vra jou, want ek is lief vir hulle. En hulle verdien dit nie, net soos wat ek dit nie verdien nie. Daarom Here, gee asseblief dieselfde genade vir hulle en maak vir hulle wêreld sag. Here, gebruik my om 'n verskil te maak dan. Ek is hier is ek, stuur my, maar Here, ek bid vir hierdie mense. Praat jy namens hulle? Vir die wat nie kan praat nie, want hulle ken God nie. Dit is so belangrik. Wat is geregtigheid? Doen geregtigheid. Praat namens hulle wat nie self kan praat nie. Verseker dat daar reg geskied aan hulle wat hulpeloos is. Dies wat nie hulp het nie. Ja, ek praat nie van dies wat iets kan doen nie. Ek praat van dies wat nie iets kan doen nie. Wat doen jy? Hoe help jy mense wat geval het op te help, wat op 'n stadium in lewe is? Hulle kan net nie uit daai ditch uitklim nie. Dis net te diep. Hulle het net daai hupstootjie nodig om net weer hulle voete te vind. Want alles onder hulle het modder geword. Dit het hard gereën in hulle lewens. Hulle kry nie traction nie. Die wiele spin en hulle kan net nie vorentoe beweeg nie. Kan jy daai net help om net 'n paar planke onder die wiele te sit dat dit weer kan vorentoe beweeg? Dis doen geregtigheid. Julle moet wat mense help wat deur hier is so mooi. Waar was ek? Maak oop jou mond en lewer regverdige uitsprake. Laat reg geskied aan armes en dies in ellende. Dis mooi. Hoor hoe sê Spreuke dit? Nee, dis so mooi. Dit is 'n Christen se werk, is doen regverdigheid. Okay, so as dit wys, daar's 'n klomp. Ek natuurlik was nie tyd nie. Daar's baie sulke voorbeelde in die wysheidsboeke. So sê ek, okay, maar ek hou ons 3 kategorieë van boeke. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê die profete. En hier's my net een wat my geslaan het in Jeremia 22. Hoor wat sê die profete bietjie oor hierdie idee van geregtigheid. Die Here sê, julle moet eerlik en regverdig optree. Dis geregtigheid. Hoe's dit? Wat is geregtigheid? Doen wat reg is. Wat is geregtigheid? Doen wat reg is. Okay. Julle moet ook mense help wat deur ander bedrieg is. Sit en dink 'n bietjie daar. Help ander mense wat bedrieg. Ja, maar ek het die ou geglo toe hy sê as ek vir hom dit doen dan sal ek ek probeer dink aan scams op die internet of iets soos dit. Weet die ou mense wat partykeer my pa het een keer so scam ingeval en poem gaan die bankrekening so leeg. Weet, mense wat bedrieg word erns is, ja, jy sien, jy moes gehoor het ek jou nie gesê nie? Het ek jou nie vertel nie?
Nee, help mense wat bedrieg word. Doen geregtigheid. Nie vertel mense wat geregtigheid is nie. Ons Christene is so mal daaroor om net te sê, but I told you. Ek het vir jou, het jy nie jou Bybel gelees nie? Jy sê jy bietjie in die kerk sit, nê? Nee, gaan doen geregtigheid. Nie vertel mense. Ons is baie bekend hierdie gemeente om te sê, net die 30 centimeter reël. Mense gee nie om hoeveel jy weet, tot hulle nie weet hoeveel jy omgee. Nobody cares how much you know until they know how much you care. En so jy moet praat, maar hier's die ding. Doen geregtigheid. Help dies wat bedrieg word. Beskerm hulle teen hierdie bedrieërs. So aan die ander woorde, dit beteken, nie net gaan jy hulle help om traction te kry nie, om hulle help om voete te vind nie, jy gaan daai bedrieër aanspreek. Beskerm hulle teen 'n bedrieër. Staan tussen die persoon en die bedrieër en sê jy moet deur my kom. Fool me once, shame on you, but fool me twice, shame on me. En so, jy gaan hom nie weet, ek snap nie. Dit is so 'n belangrike konsep, want dit maak Christendom messy, dit maak jou lewe gekompliseerd, en dit maak 'n klaar besige lewe besiger. Maar dis doen geregtigheid. Beskerm hulle teen hierdie bedrieërs. Julle mag ook nie vreemdelinge, weeskinders en weduwees mishandel nie. Nou, ek moet 'n bietjie stil staan by hierdie. Ek het nie hoe lees julle hele Bybel nie, maar ek moet stil staan dan. So nou word beskerm mense wat bedrieg word. En ek voel dis belangrik vir my om ook dan te sê, moet jy hulle ook nie bedrieg nie, hoor. Dit maak nie vir my sin nie. Dis die kondisie van die mens. Luister hier, beskerm mense, moet jy hulle tog ook nie gaan balanseer maak. Wat is fout met ons? Wat is fout met die kerk? Wat is fout met ons Christene? Dat ons ander moet help, maar ons soms dies is wat die probleme veroorsaak. Wat is fout met die kondisie van die mens se hart? Beskerm teen bedrieërs, tog net nie gaan bedrieg nie. Hoeveel mense het seer gekry in kerk, want die kerk is vol bedrieërs. Ons doen nie geregtigheid nie, en daarom moet die Bybel, die profete moet God se eie mense waarsku, julle moet ook nie hierdie goeders doen nie. En dan die konings, ek het sommer 'n psalmpie uitgehaal, soos hy praat, en die konings skryf hulle psalmpies, hoe het die wyse manne en die konings, die regeerders van die politieke wêreld hieroor geskryf, Psalm 146, nou praat hy namens God, hoe dink God aan geregtigheid? Hier is my so 'n mooi stukkie. Gelukkig is hy wie se hulp van die God van Jakob is, wat sy hoop vestig op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles daarin, en wat altyd sy beloftes nakom. Hoor hierso, hierdie God van wie ons nou praat, hy wat reg laat geskied aan verdruktes, en kos gee vir die wat honger is. Die Here ondersteun die wat swaar kry. Die Here beskerm die vreemdeling. Hy ondersteun weeskinders en weduwees. Maar die pad van die goddelose maak hy skeef. Dis wat God doen. God doen geregtigheid. Ek dink jy is 'n Christen. Wat is 'n Christen? Ek leef soos hy leef. Ek volg hom. Dis wat hy doen. Gaan lees daai Psalm. Dis wat hy doen. So my vraag aan jou vandag as kerk en jy sit hier is jy 'n Christen? Doen jy wat God doen? Doen jy geregtigheid? Of is jou lewe te besig vir dit? Het ons wêreld, is ons so geseënd dat ons so besig geraak het met ons eie wêreld en die beskerming sodat niemand my sal bedrieg nie. Het ek soveel mure in 'n wêreldjie vir my gebou en ek is okay en ek is op pad hemel toe. En jong mense altwee het iets gaan ervaar op kampe waar can't live that way. Ons kan nie so leef nie. Ons moet spasie hê vir geregtigheid. Ons moet met ons oë oop leef, want dis wat God blykbaar doen. God vat hierdie blykbaar baie ernstig. Hoor wat sê hy aan die einde? Hy sê, ek maak daai pad skeef vir die ouens wat droog maak. Julle wat droog maak, ek breek jou padstuk. Ons weet hoe lyk dit as 'n padstuk is, R102. Okay, hoe lyk dit as baie breed? Chaos, totaal en al verwoesting. Luister nie, baie keer sit 'n Christen met 'n stukkende pad en jy bestraf die duiwel of iemand in 'n kerk of 'n baas of iemand anders. Eintlik moet jy na die Here toe draai en sê, Here, hoekom? Want die Here het jou pad gebreek. Jy het al hieroor gepraat al baie. Die Here breek jou pad. Nou, nie kwaad wees vir die duiwel nie. Gaan beklei met die Here. Soos baie van die profete met die Here beklei.
Here, hoekom? Here, waarom? Here, waar is hy? Here, stel die belang. Here, is hy swak? Here, is hy weg? Dis nie eens julle. Nie eens julle. Ek het julle pad gebreek. Ek het julle padstukkend gebreek. En baie keer val jy, en jy val, die mense wil jou help, maar wat jy eers moet leer, voordat jy te vinnig opstaan en weer begin hardloop is, miskien het ek geval, want die Here het my pad gebreek. Hy het my pad skeef gemaak. En ek doen dalk nie geregtigheid. Dit is so 'n belangrike les. Ons as Christene wat baie gemaklik leef, ons paaie breek op ander maniere. Soms is dit nie altyd finansies nie, alhoewel ons baie hou van om te kla oor finansies, breek ons paaie op ander maniere, en dit maak seer en is duur lesse. Op die einde van die dag, God, hierdie woord rasha. Hoekom het ek neergeskryf? Want sorry, dis maar my kop werk. Weer eens hierdie definities, so mooi, is die Hebreëse woord, maar God rasha met jou. God rasa met haar. God ras met haar. God raas met haar. My vrou genoem, God raas met haar, en met my nie met haar. God raas met haar. Dit beteken, God maak die pad skeef vir jy wat nie geregtigheid doen nie. God raas met haar. Eva, God raas met haar. Dis vir my so mooi, daai woord rasha. Ok, hy maak die pad van die goddelose skeef. Rasha, raas met haar. So, blykbaar is hierdie vir God 'n belangrike saak. En as 'n gemeente, wat ek weet die Here besig is met groot dinge. Ek wens, ons gaan 'n tyd hê en gaan dit vir julle verduidelik, maar ek wens julle kan 'n prentjie kry soos ek, wat hier bo alles staan en kan sien hoe die Here besig is om ons uitreike en ons sendingwerk en ons hart vir die naaste om ons en ons jeug en alles wat ek is met die gebou. Hoe God besig is om ietsie te doen en dit het niks met leierskap en leef te doen nie, dit het alles te doen met wat God wil doen deur mense wat sê, Here, hier is ek, stuur my. En is asemrowend om te sien hoe God besig is om iets te doen, en het maak my bang en opgewonde op dieselfde tyd. Hy's besig met iets, want geregtigheid is vir hom 'n groot saak. Want hy is 'n God van regverdigheid. En so daarom eindig ek af met hierdie idee. Wat doen God? Hy skep, ons val, dan doen hy iets. Hy skep, ons val, hy bring Abraham. Hy skep hierdie nasie Israel, hulle val, en hy bring die Bybel en die profete en die wette. En dan skep hy, en ons val, en dan bring hy Jesus. So hier kom die draaipunt na die Nuwe Testament toe. Hoor hierdie hart. Okay, Abraham moes bekend staan as geregtigheid. Hulle kom uit slawerny uit. Hulle is slawe in Egipte. Hulle verstaan verdrukking. Hulle verstaan nie traction nie. Hulle verstaan alles wat gepaard gaan met hierdie wat God sê, help dies wat bedrieg word. Israel self word bedrieg sodat jy kan voel. My dogter het dit so mooi opgesom, die hele preek, ek kon maar gepreek het vanoggend, so korter gewees het. En sy het letterlik dieselfde ding gesê. Sy het gesê, weet jy, ek voel partykeer nie, ek verstaan nie heeltemal die serie, maar ek is daar vir hulle. Israel het gevoel. Israel het geweet hoe dit voel om verdruk te wees. Israel kon verstaan wat depressie is of verdrukking is of om niks te hê nie. Israel moes medelee gehad het, moes geregtigheid verstaan het. En so God sien Egipte as die rasha. Hulle is die onregverdiges en hy breek hulle in stukke, hy maak hulle pad skeef, hy slaan hulle hele koninkryk plat dat hy nie meer kan regop staan vir honderde jare nie. En hy bring sy bruid Israel uit haar seer plek uit. En sit haar op 'n mooi plek neer. En wat doen sy? Sy begin ander verdruk. Sy verdruk die mense onder haar. Israel begin op mense trap. Israel begin mense sleg sê. Israel bring slawe in sy gebied in. Israel begin ander gode aanbid en Israel word Egipte. En God doen dieselfde met Israel as wat hy gedoen het met Egipte. Hy sê, as ek hulle gestraf het, wat my nie ken nie, hoeveel te meer sal ek julle straf wat my ken? En die hartseer is, hy skep 'n hoop vir Israel, maar Israel val. En so wat sy antwoord op Israel wat val, die Ou Testament klaarmaak? Jesus. Dis die Abraham, die Nuwe Testament idee. Hy skep iemand wat geregtigheid moet gaan wees. Soos Israel moes gewees het, maar blykbaar kan ons nie op ons eie nie. Kan nie op jou eie in die hemel kom nie, jy kan nie, ons almal gaan hel toe, dis klaar, kom oor. Ons almal is op pad hel toe in groot strepe. Tensy jy besef, iemand vra jou om met hom te trou. En jy sê ja, en jy vat sy van, en jy staan daar by jou skoonpa, en hy sê, wie het jy hier aangebring? Sy lyk soos 'n vlei, mag ek woord sê? Nee, sy lyk nie goed nie. En hy soos, ja, ek is lief vir haar, kies haar, en hy soos, okay, ek kan sien hoekom. Dit is hierdie idee van, sy is nie goed genoeg vir my seun nie, maar die seun is lief vir haar. Dis daai idee van hierdie troue, die asemrowende, en die vrou word ingenooi in hierdie familie in. Dis so 'n mooi idee.
Okay, so wat gebeur? So Jesus daag op die toneel op, want ons is almal skuldig. Ons almal is skuldig. Julle moet dit net asseblief verstaan. Ons almal is verdruktes. Ons almal verdruk mense, wetend onwetend. Hoe meer jy gemaklik voel in hierdie wêreld, hoe meer is jy dalk 'n verdrukker. Ek wil dit maar net sê. Hoe meer jy gemaklik is in hierdie wêreld, hoe meer is jy dalk 'n verdrukker. Sonder dat jy dit agterkom. Dit is 'n baie gevaarlike, hoe meer gemaklik jy is, hoe meer kan jy dalk 'n verdrukker wees. En so wees versigtig vir daai idee, maar ons almal is op 'n manier skuldig aan hierdie idee van onregverdigheid. En dan kom Jesus. En God se reaksie aan die mensdom se nalatenskap van ongeregtigheid is 'n geskenk. Dit is baie interessant. Hy gee vir ons iets omdat ons hierdie onregverdige mense is. Hy gee vir ons Jesus. Hy wat alleen regverdigheid gedoen het en tog het hy gesterf namens onregverdiges. Ek sê altyd Jesus isn't like you, but he likes you. And the people around you, they are like you, but they don't like you. Dit is so 'n interessante ding. Die wêreld is soos jy, maar hulle is nie lief vir jou nie. Jesus is nie soos jy nie, maar hy is lief vir jou. En dit is so 'n belangrike konsep, en so hy is lief vir ons, al is ons nie soos hy nie. En so bied Jesus sy lewe vir ons skuldige mense, sodat ons ook regverdig verklaar kan word. Dis 'n ander preek vir 'n ander dag. Jesus is ons regverdigheid, hy is ons borsharnas, hy is ons regverdigheid, ons staan voor God, omdat Jesus op ons lippe is. Dis alles fantasties, dis wonderlik. Vandag se boodskap gaan oor, nou gaan doen dan daai geregtigheid. As jy sê, Jesus is my geregtigheid, en ek gaan hemel as gevolg van wat hy gedoen het, nou gaan doen dan wat hy doen. Dis die preek van vandag. Dit is wonderlik, maar ek dink ek preek vir bekeerde mense, so gaan doen dan wat hy doen. Gaan doen dan wat hy doen. En hy sal jou nooi. Vinnig 'n klein storieetjie, so 'n mooi illustrasie, en ek wil dit vir julle noem. Verstaan my hart, verstaan waar dit vandaan kom, en dis maar dit vir my, ek net gaan stil word, dus ek het so emosioneel gaan raak oor die situasie. Ek wil eers 'n storie opmaak oor 'n ou wat na 'n losie toe genooi word in 'n VIP Rugby World Beker storie. Spesifiek het rugby is nie 'n goeie voorbeeld nie, want daar het niks aan nie. So ek gaan maar 'n ware storie gebruik. Iemand het in my lewe ingekom en iets vir my gedoen wat ek nie self ooit kan doen nie. Iemand het in die gemeente gekom 'n hele paar jaar terug en die Here het net vir hulle gesê, "Vat daai pastoor en sy vrou Israel." En dis nie iets wat ek ooit self sal kan doen nie. Ek sal nooit self daar kan gaan staan, genoeg geld kan spaar om daar te gaan wees vir 2 weke en alles te gaan ervaar nie. Maar die Here sit dit op iemand anders se hart om te betaal vir al 2 van ons en ons te vat. Die hele tyd terwyl jy daar is in Israel, nie die plek, en jy weet dit is baie geld. Die hele tyd terwyl jy daar is, weet jy hoe voel jy? Tussen al die ander mense wat vir hulle self betaal het en daar op hulle eie maniere is alles. Al wat jy die hele tyd voel is, ek verdien nie om hier te wees nie. Ek was nie, sonder hierdie oom en tannie kan ek nie hier wees nie. Ek het nie veel ooit daai ervaring gehad, iemand jou so geseën het, dat dit is te veel. Dit is soos, ek het niks gedoen om dit, ek het nie meer by hier om gaan kuier as by iemand anders nie, ek het nie witvoetjie, dit was net niks nie, ek bied niks, ek kan vir hom niks anders bied nie, maar hier is ek. En al wat ek die hele tyd net voel, terwyl ek in Israel is, ek wil net by hom wees, want ek weet nie waar ek vandaan slaap, en wat so hotel ek is, hoe ek ergens gaan kom nie, hoe ek selfs terugvlieg Suid-Afrika toe, ek het nie vir my vliegtuigkaartjies geboek nie, ek en my vrou was al oorsee saam, en ons het dit saam gereël, en ek was in beheer, en ek het gevoel ek verdien om hier te wees, ek het gespaar, ek het die vliegtuigkaartjies geboek, ek weet dat so hotel ek is, toe ons by 'n hotel kom, of die taxi kom tel ons nie op nie, het ek geweet, ek het hierdie taxi geboek, is my skuld, maar nou is ek in Israel, en ek is totaal en al op die genade van hierdie man, hierdie familie, hierdie man en vrou wat my gebring het, en ek is heeltyd by hulle. Het jy enige idee hoe voel dit, wanneer jy sê, ek kan nie sonder Jesus nie? Want ek kan nie op my eie mag hier kom nie. Ek geniet waar ek is, en ek waardeer alles, maar ek het niks gedoen om hier te wees nie. Ek weet eers waar ek vandaan slaap, of hoop ek wil net by hierdie persoon bly wat my hiernatoe gebring het. En as jy nog nooit op 'n spasie was nie, mis jy iets oor die hemel. Want as jy dink aan die hemel, daar is niks wat jy doen om jou pad so toe te kan koop nie. Jy kan nie die kaartjie bekostig nie. Jy weet niks nie. Al wat jy kan doen is, vind Jesus, en gaan staan langs hom. En as iemand vir vrou, wat maak jy hier? Want jy gaan uitstaan soos 'n seer doring in die hemel, hoor, want jy pas nie. Jy gaan nie pas nie, hoor. Die engele is 'n miljoen keer mooier as jy. En jy gaan nie pas nie, die skepping gaan so asemrowend wees. Die kaleidoskoop van kleure gaan so mooi skyn in die hemel. Jy gaan nie pas nie. En as iemand jou net skeef aankyk, soos wat maak hy hier?
I'm with you. Hy het my gebring. Dit is hoe jy voel. Maar van niks werd, voel jy soos $1 million. Dat hierdie persoon het my gebring. En jy geniet waar jy is, en jy is nie bekommerd oor verdien ek om hier te wees of nie. Ek is hier. Hy het my gebring. En as jy dit nie verstaan nie, dan preek ons oor die hemel verkeerd vir ander mense. Dat nie een van ons verdien om in die hemel te wees, en jy kan nie jou kaartjies so toe bekostig nie. Jy bly net by Jesus. Ek is hier want hy bring my. Hy het my hier naartoe gebring. Dis die voorbeeld van geregtigheid. As jy vir iemand lief is, hulle kan nie self regkom nie. Hulle kan nie self staan waar jy staan nie. En is nie omdat jy beter is as hulle nie, maar jy gaan help hulle. En hy gevoel is net, I'm with them. Dis wat kerk veronderstel is om te wees. Ek is in 'n kerk. I'm with them. Dis geregtigheid. So kom ek maak klaar, die hele idee wat hy nou doen, is hy skep hierdie geleentheid hemel toe vir ons. En dan wat gebeur is ons val. Ons sukkel, gaan ons hemel toe, ons sukkel om dit reg te kry, en dan moet Jesus ons leer hoe om dit te doen. Hoor jy net hierdie mooi stukkie in Lukas 14, dis nie op die skerm nie, dink ek, maar julle moet by die huis mooi gaan lees, hoor hoe mooi is hierdie stukkie, weet ek het op die skerm, Lukas 14. Nee, hoor hoe mooi is hierdie stukkie. Wanneer jy 'n middagete of aandete gee, Jesus praat hier oor geregtigheid binne in die kerk, onthou, hy skep, ons val, hy gaan ietsie maak, wat hy gaan maak is kerk, so hy is om vir die kerk te leer om nie te val nie. Hoor wat sê Jesus oor kerk wees. Wanneer jy 'n middagete of aandete gee, het Jesus gesê, moenie jou vriende, broers, familie en ryk bure nooi nie, want hulle sal jou beloon deur jou terug te nooi. Dis baie prakties. Wanneer jy 'n middagete of aandete gee, moenie jou vriende, broers, familie of ryk bure nooi nie. Gregory het gesê, as die Bybel sê met ons luister, hier is baie prakties. Ons ignoreer dit net, want dit werk nie in ons manier van geregtigheid nie. Doen geregtigheid. Ek gaan weer vir julle sê, hoor dit sê Jesus. Het julle dit ooit probeer? Wanneer jy 'n middagete of aandete gee, moenie jou vriende, broers, familie of ryk bure nooi nie, want hulle sal jou beloon deur jou terug te nooi. OK? Hier gaan ons. Nooi liewer die armes, krepeles, verlamdes, blindes en jou pastoor. Ek wil lag nie. Ek ken julle Bybels heeltemal nie. Ek weet nie, julle moet op my Bybel lees. Okay, en jou pastoor het ek bygesit. Okay. So nooi liewes armes, krepeles, verlamdes en blindes. Hoekom? Jy sal geseënd wees, want by die opstanding van die Godvreesendes sal God jou beloon, omdat jy hulle wat jou nie kon beloon het nie genooi het. Dis wat hy vir Abraham gesê het in die begin. Full circle. Doen jy geregtigheid? En ek sal doen wat ek beloof het. Doen geregtigheid en ek vat jou hemel toe. Just stick with me. Jy gaan waar jy nie kan bekom. I'll do this for you. Niemand hier hoef bekommerd te wees oor die hel as jy naby Jesus bly nie. Niemand. Maak nie saak wie jy is of wat jy doen. Bly net naby Jesus, jy's okay. Al ryk jy na rook as jy so toe gaan so weer die hel gered is. Die Bybel praat ook daarvan. Jy's okay. Weet jy wat jy nie okay nie? As jy net vir jouself leef. As jy nie geregtigheid doen nie. Van jonk af, so jong soos wat jy is, om van jongs af te leer, give myself, I must give of myself, gee 'n bietjie sakgeldjies vir iemand, doen 'n bietjie iets, koop vir iemand 'n sweetie, doen geregtigheid, moet van jongs af geleer word, want hier vol sirkel jy in die einde, sê Jesus weer, as jy geregtigheid doen, sal ek jou mos vat, man. Maar geregtigheid is vir my belangrik. As God jou regverdig verklaar het, toe jy dit nie verdien het nie, is die enigste redelike reaksie, is om geregtigheid dan te gaan soek vir ander mense. En daarom sê ek die gevaar vir al ons middelklas Christen kerk is ons is so gemaklik, ons doen nie meer geregtigheid nie. Welsyn is nie geregtigheid nie. Dis baie dieper. Om die oorskot wat jy het net te gaan rondgooi is nie geregtigheid nie. Dis baie dieper as dit. Geregtigheid is 'n leefstyl. Dis iets wat ek is. Dis iets wat ek doen want ek is 'n Christen. Dis wat Christene doen. Dis 'n radikale manier van lewe en dis nie altyd gerieflik of gemaklik nie. Dit moedig jou aan om ander mense se probleme joune te maak. Dis nie altyd wat welsyn is. Dis nie moeilik om 'n ekstra blikkie goed te koop of ergens iets wat jy ekstra het te gaan weggee nie. Dis nie moeite nie. Gaan lees mooi, gaan besef wat is geregtigheid. Dis 'n radikale lewe van ek is 'n Christen. Dis hoekom ek dit doen.
So kom ek nee sê vir hierdie wanneer ek eintlik kan ja sê. En ja sê vir hierdie al moet ek eintlik seker nee sê want dit sal makliker wees om nee te sê, maar ek sê ja want ek is 'n Christen. Die wêreld moet weer verstaan wat beteken dit om deel te wees van 'n kerk. Dit beteken ek doen geregtigheid. Dit is wat Jesus bedoel het deur jou naaste lief te hê soos hy ons lief gehad het en toe wys hy dit en hy gaan sterf op 'n kruis. Aan julle liefde vir mekaar sal die wêreld sien dat julle my volgelinge is en so daarom gee julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, toe gaan sterf. Toe doen hy geregtigheid. En hy doen vir ons wat ons nie vir onsself kan doen nie. En so daarom eindig ek met Micha 6 vers 8. Ek het een van die mooi goed aangehaal. Hier is een van die anderes. Wat is 'n memory verse? Micha 6 vers 8. It's a memory verse to remember and to tattoo on your heart. God het vir julle gesê wat goed is en wat hy van julle vereis. Geregtigheid is die woord daarso ons vertaling van. God het gesê wat is geregtigheid. Om geregtigheid te doen. So dit was 'n doenwoord. To do what is right. Dis nie weet nie, dis 'n doenwoord. Om te gaan leef. Leef gemeente. God het vir jou gesê wat jy moet wees, gaan leef. Om barmhartigheid lief te hê en nederig met jou God te wandel. Because I've been there. Ek was al in Egipte. Ek was al 'n slaaf. Ek was al op die genade van iemand in 'n plek waar ek so graag wil wees. Ek verstaan dit, so ek is nederig. Ek is nie vol van myself omdat ek hemel toe gaan. Ek is nederig. In my nederigheid is ek barmhartig. As ek het, dan gee ek wat ek het. Ek gee die oorvloed van my lewe rondom my, want ek is 'n barmhartige mens. En ek doen wat reg is teenoor my naaste om my. Dit is Christendom. Doen geregtigheid. Doen geregtigheid. Doen geregtigheid. So my afsluitingsgebed is 'n skrifgedeelte. En ek lees dit vir julle as 'n gebed, as 'n opdrag van die Here. Dis Jesus se boetie wat hierdie sê. Baie van julle ken dit bekend, baie van julle ken die boek Jakobus. Jesus se broer skryf hierdie, want hy het Jesus ontmoet en raak geloop. En ek eindig met hierdie as 'n gebedsopdrag. My geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Raak daarom ontslaaf van die vuilheid en die boosheid wat so weeldig in julle tuur en aanvaar nederig die woord van God wat in julle geplant is. Hierdie woorde het die mag om julle te red. Geregtigheid het die mag om jou te red. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle julleself. Doen geregtigheid. Julle sal saamstem. As jy altyd net die woorde aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is dit so goed of jy kyk na jou gesig in die spieël sonder om iets aan jou voorkoms te doen. Geen vrou weet wat daar staan. Jy bekyk jouself en gee pad en vergeet wat jy gesien het. As jy jou egter verdiep in God se volmaakte wet, die wet wat 'n mens vrymaak, en jy doen wat dit sê, en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy God se seën verwag op wat jy gedoen het. As jy dink jy is 'n godsdienstige mens, maar jy hou nie jou tong in toom nie, bedrieg jy jouself. Jou godsdiens is niks werd. Suiwer en onbevlekte godsdiens voor God ons Vader is dat ons weeskinders en weduwees in hulle swaar kry versorg en dat ons nie toelaat dat die wêreld ons besmet nie. Gaan doen geregtigheid. Wees 'n Christen. Dankie lief gemeente, kom ons bid saam. Here, daarmee seën ek ons as 'n gemeente. Here, ek seën ons met hierdie opdrag soos U besig is om die grond voor te berei, dat ons 'n gemeente sal wees wat sal bly leef, dat ons sal doen, dat ons sal wees wie ons sê ons is. Here, help ons om meer te dink oor hierdie idee van wat dit beteken om Christen te wees, dat dit baie meer is as net kerkbywoning, Here, maar daar is iets wat U ons voor gemaak het. Ek is nie gered deur my dade nie, maar ek is gered vir dade. Here, help ons om dit te verstaan. Help ons om dit te verstaan. En stuur ons op ons reis. Stuur ons op 'n sendingsreis, Here, waar ons aan iemand kan raak en hulle lewe verander, want Jesus raak aan hulle. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons prys, Here, mag hierdie week 'n asemrowende seën op ons skouers wees, omdat ons geregtigheid doen
mag U beloftes aan ons vervul, omdat ons geregtigheid doen en Jesus volg in sy geregtigheid, nie uit ons eie uit, maar uit die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Ons sê vir U dankie daarvoor en ons prys U in die naam van Jesus. Amen. 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 Wees geseënd, gaan op julle reis hierdie week, gaan wonder 'n bietjie meer oor daai idee en mag julle ook om getuig oor wat die Here met julle doen. Ek is so lief vir julle, mag julle geseënde dag hê. Geniet ook op die koffie, drink lekker op koffie saam met iemand as julle nog nie geken het nie. En ons sien mekaar volgende week. Ek het in die blaadjie gesit, binnekort begin